Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo sommer dit gaan baie goed met u, dat die waarheid van God se woord steeds vir u van kardinale belang is. Nou in vandag se video gesels ons weer oor die preterbeleidsende rapture en waar Larry Thomas hierdie leerstelling gaan verdedig. Nou hy glo dat die preterrapture of die wegraping is 'n mystery wat net aan die apostel Paulus bekend was, nadat die Here dit aan hom geopenbaar het, maar dit staan nie in die 4 evangelies nie, sê hy. Jesus het nie daarvan geleer nie, so dit is absoluut 'n mystery. So ons gaan luister na 'n paar video's van hierdie man, ons gaan dit alles beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou die leerstelling van die preterbeleidsende rapture is absoluut 'n valse leerstelling. Daar's miljoene gelowiges wat vashou aan hierdie leerstelling. En natuurlik word dit vir hulle geleer by oorlewering van geslag na geslag. En dit is 'n leerstelling wat baie populêr is in die Christelike kerke, veral in die westerse Christelike kerke. En dit is belangrik dat ons gaan kyk na die leerstelling en hoekom dit 'n misleiding is. Nou hulle glo dat die wegraping voor die 7 jaar moet plaasvind en dat die wraak van God gaan plaasvind oor hierdie tydperk en daarom kan die kerk nie wees nie. Maar dis nie wat die skrif leer nie. Daar's 'n groot verskil tussen vervolging of verdrukking en die wraakoordele van God. So ons moet daarna gaan kyk en dan die belangrike vraag, hoekom word hierdie leerstelling so maklik dan verdedig? Is dit uit vrees uit of waaroor verdedig hulle? Want dit staan nie in die woord van die Here nie. Dit kom nie eens daar voor nie. Hulle kan nie eers die skrif gebruik om dit te verdedig nie, maar hulle verdedig dit. Kom ons gaan kyk na die eerste videoklip van Larry Thomas, waar hy sê dat jy jou wapenrusting moet aantrek. As jy die preterrapture verkondig, dan word jy aangeval, so jy moet jou wapenrusting aantrek. En hy sê dat baie mense val jou aan, dis die leerstelling wat die meeste aanvalle kry in die hele Bybel, terwyl dit nooit in die woord van God voorkom nie. Maar kom ons gaan kyk wat hy sê, en dan bespreek ons dit van daar af. Anytime you talk about the pre-tribulation rapture, just get ready to put on your armor. It is one of the most ridiculed, derided, scorned, mocked. And it kind of goes like this. One day, poof, all the Christians will disappear. Subject in Christianity. Now that's just a fact. And then you continue to talk about the pre-tribulation rapture and prove your point. And then you get these things thrown at you. You have to answer the critics. There's no such thing as a secret rapture, and I'm going to address that in this video. Then you have to address the Margaret MacDonald issue, Darby and Schofield. You'll get that thrown at you. Then you have the rapture and the resurrection. Nou ja, hy sê dis die leerstelling of die onderwerp wat die meeste aanvalle kry. En ek dink nie hulle word aangeval nie, ek dink hulle word exposed, want die preterrapture is 'n valse leerstelling. En baie preterleraars en gelowiges gaan glad nie saamstem nie, maar wys dit vir my uit die skrif uit. Dit kan nie eers uit die skrif bewys word nie. Dit staan nie daar nie, Jesus het dit nie geleer nie, en die apostel Paulus het dit ook nie geleer nie. Maar hierdie mense glo dit. Die waarheid is dat daar teenkanting is teen hierdie valse leerstelling, soos daar behoort te wees teen enige valse leerstelling. Want dan haal hy 3 punte op wat jy nou moet beantwoord as 'n pretripper. Daar's geen geheime wegraping nie, en daar is nie 'n geheime wegraping nie. Nou daar's baie wat glo dat die wegraping stil en in die geheim gaan plaasvind, niemand gaan dit eers agterkom nie, tot hulle sien daar's baie mense wat verdwyn het. Dan sal diegene wat glo, soos hy glo, dis 'n mystery gewees. Ons gaan nou daaroor gesels. En in die tweede punt, die oorsprong van hierdie leerstelling kom uit die 1830s. En dit is 'n valse leerstelling. En dan hulle wil nie dit antwoord nie, want hulle glo dit is werklik wat hierdie mense leer is korrek, terwyl dit nie is nie. En dan die derde punt is die wegraping en die eerste opstanding. Hulle glo die eerste opstanding gaan plaasvind voor die 7 jaar by die wegraping, die preterwegraping. Die waarheid van die woord van God leer duidelik dat die eerste opstanding vind plaas na die groot verdrukking, Openbaring 20 vers 4 tot 6.
So al drie hierdie punte is totaal vals, maar hulle wil dit graag verdedig. Goed, kom ons gaan luister na sy tweede videoklip waar hy sê, as jy vir 'n jong bekeerling, iemand wat nou die evangelie vir die eerste keer hoor of miskien hoor, terwyl hy maar groot word in 'n Christen wêreld, en jy sê vir hom, hoorie, maar jy moet besef, daar is nie 'n blessed hope nie, daar is nie 'n pre-trib rapture nie. Jy gaan deur God se oordeele moet gaan. En kyk hoe ver kom jy as jy mense wil wen vir Christus, as jy dit vir hulle vertel. Dis die taktiek wat hierdie mense gebruik om hierdie leerstelling te kan promoveer. Maar kom ons kom kyk wat hy sê. I also think that if you were to go and win someone to Christ in these last days, and you were perfectly honest with them about your belief of it being post-tribulational, and that you'll have to go through the tribulation, go win a young person to Christ. Go win somebody, not just a young person, win someone who has never entertained the gospel, and say, by the way, before you believe in Jesus Christ, death, burial, and resurrection, before you commit your life to him, I want you to know that we are living in the last days. I want you to know there's no such thing as the blessed hope. There's no such thing as his joyous return. There's no such thing as a pre-tribulation rapture to where we will not suffer the wrath. You will have to go through all of these things. And by the way, let me just name them for you. Can you imagine that? How many souls would you win to Christ? Nou ja, dis die taktiek wat hierdie mense baie graag wil gebruik. As jy siele wil wen, moet jy eers vir die ou gaan vertel, maar luister, jy moet weet, as jy 'n kind van God word, dan gaan jy deur die verdrukking gaan, jy gaan deur die wraak gaan, jy gaan deur al hierdie negatiewe goed gaan, daar's geen blessed hope nie, daar's nie 'n pre-trib rapture nie. Dis so goed om vir 'n klein seentjie wat nou kleuterskool toe gaan, te sê, as jy kleuterskool toe gaan, moet jy onthou, daar's slange daar binne, daar's leeu's, daar's skerpioene, daar's allerhande negatiewe goed, en dan kyk jy hoe graag wil hierdie kind regtig kleuterskool toe gaan. Maar dit is nie die geval hier nie. Ons moet weet, daar is nie 'n pre-trib rapture nie. Dit gaan nie plaasvind nie. So elke mens wat tot bekering kom, moet onmiddellik die waarheid vertel word. En hy moet gereed wees vir hierdie dinge wat kom. En dis die taktiek wat hierdie manne gebruik, en dis absoluut skokkend. Hy sê daar's geen blessed hope pre-trib rapture wat ons vrywaar van God se wraak nie. En dan noem hy al daai goed van Openbaring 8 en 9, is baie opvallend, dat hy nou eers al die negatiewe goed noem, en teen die einde sê hy dan met die Christene moet vir dood gemaak word en vervolg word, en dan kyk jy hoe ver kan jy kom. Maar dit is absoluut nie waar, dat die rapture, die wraak van God, net 'n pre-rev rapture, wat ons gaan vrywaar van God se wraak. Daar's nie 'n pre-tribulation rapture nie. Ons gaan deur verdrukking gaan, maar nie deur God se wraak nie. En dit is die waarheid van sy woord. Hy verwys na hierdie pla in Openbaring 8 en 9, hy sê, kyk dan maar net, hoeveel siele kan jy wen? So met ander woorde, hy wil jou uitdaging rig aan jou. Hierdie mense gaan so negatief wees, hulle gaan dalk nie in die Here glo nie. En is dit die manier hoe ons die evangelie moet verkondig? Glad nie. Nou kom ons gaan luister na sy volgende video, waarin hy verduidelik dat die wegraping 'n mystery was, wat deur Paulus aan hom bekend was in 1 Korintiërs 15:51, wat glad nie spreek van 'n wegraping wat die mystery was nie, maar die verandering van ons liggame. Kom ons gaan luister. I do want to address this issue of the secret rapture and how that is constantly thrown in our face, not even understanding what we mean by secret. Now let's take a look at what we have here from my overhead camera. I want you to realize that the rapture of the church is strictly a Pauline doctrine from the Apostle Paul. 1 Corinthians 15, verse 51.
And right off the bat, what's the first word going to jump off the page at you? What word? Mystery. See? A mystery. One of these verses that we've got on the board. 1 Corinthians 15:51. What does it say? Behold, I show you a mystery. A secret that's never been revealed before. It is a mystery. Nou kom ons gesels vinnig oor hierdie secret rapture. Hy sê, baie mense misinterpreteer hulle deur te sê hulle verstaan nie wat hulle bedoel by geheime wegraping nie. Maar die meeste gelowiges wat aan 'n pre-trib rapture vashou, glo dit gaan aan die geheim plaasvind. Ander weer glo dit is 'n mystery wat net aan Paulus bekend was en nie in die 4 evangelies eers genoem was nie. Maar kom ons gaan kyk wat sê hulle. Hy verwys hier na die geheime wegraping as 'n mystery. Dan speel hy 'n videoklip van 'n ou leraar wat dit self nie mooi verstaan nie, want die wegraping is nie die mystery nie. Ons gaan nou kyk wat die konteks is. Nou hier word gepraat van die verandering van ons liggame. Hy sê, kyk, ek deel julle 'n geheim mee. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. Dit is die mystery. So, hy sê die mystery is die wegraping. Dis nie die wegraping wat die mystery is nie, is die verandering van ons liggame. So dat dit totaal verkeerd deur te sê dat dit is die mystery. Natuurlik die wegraping of die pre-trib rapture. Dit was nie bekend gewees nie en Paulus het alleen daarvan geweet. En hy het dit aan die kerk geopenbaar op daai stadium. Absoluut skokkend. U kan dit gaan lees in 1 Korintiërs 15 vers 51. Nou goed, kom ons gaan kyk aan die volgende videoklip waar hy sê, die Ou Testamentiese profeet het nie geweet van hierdie ding nie, die wegraping nie. Natuurlik het hulle nie geweet daarvan nie. Dis nie hulle bekend gewees nie. Maar dis ook nie in die Nuwe Testament in die 4 evangelies bekend gewees nie. Nie die apostels, die disippels nie die Jode nie en selfs Jesus het dit ook nie geleer nie. Dink jy regtig dis die waarheid? Ons gaan kyk na daai klip nou en dan gaan ons dit bespreek. Kom ons gaan kyk. The Old Testament prophets, especially whenever you think of Daniel and how Daniel the prophet talked about the end times, and all of the other prophets that talked about the end times, none of the Old Testament prophets knew anything about the pre-tribulation rapture or any kind of a rapture or the catching away, in case you have a problem with the word rapture. None of them knew it. None of them taught it. It was not revealed to them. Matthew, Mark, Luke, and John, you will not find the catching away into the clouds, into the air in Matthew, Mark, Luke, and John. You will not hear it from the apostles. You will not hear it from the Jewish believers. I want to stop right there for just a moment. You get a lot of people saying, well, the early church didn't believe in a pre-tribulation rapture, and that's false because I can prove otherwise. But nevertheless, now let's just talk about the Jewish believers before the cross. Matthew, Mark, Luke, and John, the apostles and the Jewish believers under the kingdom gospel, none of them knew anything about the rapture or the catching away and meeting the Lord in the air. None of them knew it. None of them talked about it. It was not prophesied. It was not taught. And likewise, the early church, if you say it wasn't taught in the early church, it could be because it wasn't taught in the Old Testament prophets, and it wasn't taught in Matthew, Mark, Luke, and John, and it wasn't taught by the apostles, and it wasn't taught by the Jewish believers, and it even wasn't taught by Jesus Christ himself. No, he kept it quiet. He kept it quiet because he wanted the Apostle Paul to have that mystery. Nou ja, dink jy dit is die waarheid wat hy hier gesê het in die einde? Kom ons gaan kyk wat sê hy. Die Ou Testamentiese profeet het nie geweet van die wegraping nie, of die pre-trib wegraping nie. Hulle sou nie daarvan weet nie, want dis nie vir die Ou Testamentiese profete gegee nie. Hulle weet wel dat daar 'n wederkoms gaan wees in Daniël, maar hy verdraai die woord van die Here. Hy gebruik nie goeie eksegese nie. Hy sê dit word nie geleer in Matteus, Markus, Lukas en Johannes nie. Die Joodse gelowiges voor die kruis weet dit ook nie daarvan nie. En dan sê hy dat selfs Jesus het dit nie geleer nie.
Hy het geswyg hieroor, sodat Paulus dit kon leer. Dit was 'n mystery. Nou as jy die woord van die Here reg verstaan, jy gebruik die konteks reg, jy gebruik goeie eksegese, dan sal jy weet dat Jesus dit wel geleer het natuurlik in die eerste 3 evangelies veral, en dat hy geleer het van die wegvoering van die uitverkorenes wat versamel sal word, die gathering, en Jesus het beslis geleer van die wederkoms en die wegvoering van die kerk. Dis absoluut duidelik, maar hierdie mense gebruik nie die regte eksegese nie, hulle verstaan nie die skrif nie, en daarom maak hulle hier soort van uitlatings. Goed, Jesus het wel geleer van die wegvoering by die wederkoms. Jy kan dit gaan lees in Matteus 24 vers 29 tot 31, Markus 13, Lukas 21, en selfs in Johannes 14 vers 2 sê die Here, hy sê as ek weer kom, dan kom ek julle haal, want ek het vir julle 'n plek voorberei, sodat julle kan weet waar ek is. So dit spreek natuurlik van die wederkoms en die wegvoering van die kerk. So hoe kan hierdie man sê dat Jesus dit nooit geleer het nie? Absoluut nonsens. Nou as die wegraping 'n mystery was, wat nie in die evangelies voorgekom het, en wat net aan Paulus geopenbaar was, hoekom gebruik pre-trib leraars skrifte soos Matteus 24 vers 39 tot 42, die aangeneem en verlaat? Kyk, daar sal 2 op die land wees, en so meer, die een word aangeneem, die ander verlaat. Nou hulle gebruik dit om die wegraping van die kerk hier te promoveer, want dit beteken daar's 'n left behind ook. En ook in Johannes 14 vers 2 praat hulle gedurig deur in hulle wegraping video's, dat Jesus gaan kom, dis die wegraping, en dat hy ons gaan kom haal, het ons plek voorberei. Nou hoe kan hierdie man dan sê, nêrens word dit genoem in die 4 evangelies nie? Absoluut 'n leuen. So, kom ons gaan kyk wat sê hy in sy volgende video. Natuurlik glo hy natuurlik die kerk was 'n mystery, Jesus het nie oor die kerk gepraat nie, en daarom glo die wegraping is ook nie in die kerk wat nie bestaan het nie verkondig nie. So, dit was in die kerk meegedeel nie, totdat die kerk na die kruis ontstaan het, en Paulus het natuurlik bekend gemaak het in sy evangelies, in sy die sendbriewe van Paulus. So kom ons gaan kyk wat hy sê. Paul was given a mystery of the church, the body of Christ. You won't find the body of Christ talked about in the Old Testament prophets. You won't find the body of Christ talked about in Matthew, Mark, Luke, and John. You won't talk about the subject of the body of Christ from the apostles. You won't hear it from, you would not find it in the Jewish believers. You will not find Jesus even talking about the body of Christ. That concept, you only find that in Paul. Nou is dit korrek wat hy gesê het? Is hy seker van sy saak dat Jesus nie van die kerk, die gemeente gepraat het nie? En hy sê dis 'n mystery, want niemand het oor die kerk gepraat, nie in Matteus nie, nie met Markus, Lukas en Johannes nie. Hy sê dis 'n konsep waarvan Jesus nooit gepraat het, hy het dit nie genoem nie, dit was 'n geheimenis gewees, en net Paulus het later daarvan geweet. Maar kom ons gaan kyk wat sê die skrif. Jesus het dit baie duidelik genoem in Matteus 16 vers 18, ek dink jy kan dit baie goed onthou, toe hy gesê het vir Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nooit oorweldig nie. So waarvan praat Jesus? Praat hy van die kerk hierso? Natuurlik praat hy van die kerk. Matteus 18 vers 17 praat hy oor kerkdissipline, church discipline. So dit is belangrik dat ons verstaan, Jesus het gepraat van die kerk. Dis absoluut bekend gewees, maar hierdie mense wil die skrifte verdraai om die pre-trib rapture te kan promoveer. Absoluut baie skokkend. Goed, kom ons gaan luister na sy laaste videoklip. Hier gaan hy praat natuurlik oor die wegraping, wat hy glo nie in die geheim gaan plaasvind nie, maar dit was 'n mystery gewees. En kom ons gaan kyk wat hy sê. Hy verskil natuurlik van sy mede-kollegas oor die gebeurtenis van die wegraping of die wederkoms, dat dit absoluut 'n sigbare en 'n ware gebeurtenis dit gaan gehoor en gesien word. Maar kom ons gaan kyk wat hy alles sê. What you have to do is you have to look at it as an insulated situation. Then it all comes to life. I've only touched the hem of the garment.
I can go through after, if you were to believe that it indeed is a mystery and that it's insulated, apart from all the other prophecies, even apart from Jesus and what he said in Matthew 24. If you can understand that that is separate, then all of this stuff will come to light concerning the secret rapture. You see, that's what I'm talking about. It was kept secret. Not that it's going to be quiet and that there's not going to be any calamity. Obviously, there's going to be a lot of calamity. It's going to be noisy. But it was kept secret in God until he revealed it to the Apostle Paul. Nou ja, die wegraping was nooit 'n mystery gewees wat net aan Paulus bekend was nie. Jesus het dit geleer, ons het gesien. Jy kan dit gaan lees in die skrifte in Matteus 24, jy kan dit gaan lees in Markus, Lukas, Johannes, en dan sê hy, maar dit wat hulle nou eintlik leer, dit was 'n mystery gewees, wat net aan Paulus bekend was. En dan sê hy natuurlik, dit gaan iets wees wat sigbaar gaan plaasvind, dit gaan oorweldigend wees, almal gaan dit sien en hoor, en dan van sy kollegas wat verskil, hulle glo dis 'n ding wat aan die geheim gaan plaasvind. Jy gaan maar net sien, iemand het is weg en dit is al, maar dit gaan nie 'n gebeurtenis wees wat hard met 'n trompet, hulle gaan dit nie hoor nie, dit gaan onsigbaar wees. En dit is wat hierdie mense glo. Hy verskil natuurlik met sy preter kollegas, en natuurlik is daar baie verskille as wat dit aanbetref, wat die wegraping, die preter wegraping aanbetref, daar's baie verskille tussen hierdie mense. Nou goed, ek gaan afsluit. Die wegvoering van die kerk wat by die wederkoms gaan plaasvind, was nooit 'n geheim wat eers later aan Paulus bekend was nie. Hy het dit baie daaroor gepraat, maar Jesus het dit reeds geleer in Matteus 24, Markus en Lukas en selfs in Johannes. So, dit is nie 'n geheimenis gewees nie, maar hulle sê dit is die mystery gewees. Die wederkoms van Christus gaan plaasvind, die harpazo gaan plaasvind, en baie belangrik, dit gaan plaasvind na die groot verdrukking, en nie voor dit nie. Mag die Here ons oë oopmaak tot 'n volgende keer, wanneer ons weer gesels. Totsiens.